Episode 10. Die hertog van Beiere se besoek. Hertog de Blambeck beplan om die ondertekening van 'n vredesverdrag tussen Frankryk en Beiere te laat misluk. Hy glo dat hy sy broer, die koning, op die manier skade kan berokken. Vir die musketiers wag daar 'n baie moeilike taak. Corrito is uitvind, graaf de Bongo. Ek weet nie, die musketiers vertrek môreoggend. Hoe laat is die ontmoeting? Dit is gereël vir presies 12 uur. Kry ons manskappe so lank by mekaar. Ons vertrek teen dagbreek. Die keer sal ons nie misluk nie. Nou goed, kom ons kyk hoe vernuftig is jy, graaf Bongo. Skrakmat, my liewe graaf, jy het alweer verloor. Opstaan, kom aan, slaapkous, maar dis so lui wees nie. Opstaan, kyk hoe laat is dit al? Nee, my liewe aarde, dis mos nie meer slaaptyd nie, toe roer vir jou. So ja, dis beter. Jy snaaks. Goeiemôre, Pom. Wat gaan aan? Hoekom is jy so vol lewe? Ek kry so 'n gevoel as moeilikheid op pad, en ek is dol daaroor. Jy's reg, ek moes seker al opgestaan het. Dankie hoor. Ek dink hy is van 'n laaitjie getik. Jy gaan vir hom reg sien. Ek moet meneer de Treville onmiddellik gaan sien. Nou praat hy al met homself. Wag vir my, Brakkenjan. Maar, Nou verwag jy hier meneer de Treville toe gaan. Wag, ek gaan saam met jou. Juliet, ek moet vertrek. Ek sal nie lank weg wees nie. Sien jou later. goed. Ja. Wat het gebeur? Hoekom is julle dan so haastig? Jy moet nie bekommerd wees. Ons moet net gou 'n paar dringende saakies gaan afhandel. Dit behoort nie lank te neem. Wat het nou weer in hulle gevaar? Dit is opstandtyd, kinders. Fleur, Flippie, julle moet wakker word. Dis opstandtyd. Nou vir wat is jy nou so haastig? Pom, ek vermoed ons vyand weet alreeds van al ons planne. As dit so is, wat kan ons aan doen, Brakkenjan? Nou, ek wil eers met meneer de Treville gaan gesels en hom vertel van my vermoedens, né? Hoor jy so? Gaan jy maar in. Ek sal hier buite wag staan, net in geval iets gebeur. Nee, alles reg, Pom, dis 'n goeie idee. Why are you looking so? Not as funny as you. Anyway, it's not soap. Ek wil nie lastig wees nie, meneer de Treville, maar daar is iets baie belangriks wat ek vir u moet sê. Jy is nie lastig nie, Brakkenjan. Ek is tot jou beskikking. Nou toe, vertel my gerus van al die verwikkelinge waaroor jy so bekommerd is. Wel, jy sien, terwyl ons besig was om ons planne in Planchet se herberg te bespreek, het iemand op ons gespioneer en ek is bevrees wie dit ook al was, weet nou van alles. Het jy gesien wie dit is? Kon jy hom dalk identifiseer, Brakkenjan? Dit was onmoontlik, meneer, maar ek vermoed dit was een van die hertog de Blambeck se trawante. As dit die geval is, weer die vyand vir al ons planne. Dit is verskriklik, Brakkenjan. Nee, ek stem saam met u, meneer. Die situasie kon nie veel erger gewees het nie en ek is bevrees iemand gaan vir ons 'n lokval stel. Ek het volle vertroue in jou, Brakkenjan. Ek hoop jy gaan baie vinnige oplossing vir die probleem kry. Ek weet jy sal. Baie dankie, meneer. Ek sal 'n plan maak en soos in die verlede sal ek baie swaar steun op die waardevolle hulp van Athos, Porthos en Aramis.
Wat jy ook al besluit, dit dra my goedkeuring weg. Ek waardeer die vertroue, meneer de Treville, en ek stel voor ons gaan na sy majesteit toe en lig hom dadelik volledig in oor wat alles gebeur het. Ek hou van die idee, Brackenjan. Is 'n uitstekende plan. Kom ons loop, is 'n ernstige saak en ons kan nie verder tyd verkwis nie. Hoi, maar gaan nie dan nie eers die sop eet nie, meneer? Ek is jammer, Marie, maar daar is eers 'n dringende saak wat my aandag vereis. Maar moenie bekommerd wees nie, jy kan dit gerus vir aandete voorsit. Tot later, Marie. Totsiens. 'n Dringende saak. Ek sloof my heeldag in die kombuis af en wat kry ek daarvan? Ai, mans. Kom maar, wat eet is mens van my kos reggemaak nie. Sst, moet net nie lawaai maak nie. Ek sal by die paleis gaan inkom met 'n geheime roete langs sonder dat iemand ons sien. Papa, nee, moenie so haastig wees nie. Man raak mos daar moeg op. Sst. Stadig nou. Nou, watter deel van die paleis lê hierdie gang? Reguit na die koning se kantoor toe. Mooi. En nou? Is ons al daar so? Kom. Nou, toe wanneer is ons so eendag? Net kalm, hou jou in, Pom. Moenie so ongeduldig wees nie. Wag, sê asseblief vir sy majesteit, meneer de Treville wil hom graag spreek. Sê my, hoe weet u van die geheime ingang, meneer de Treville? Brackenjan, ek is al baie jare lank in diens van die koning en met die loop van tyd het hy talle van die paleise geheime met my gedeel. Ek gedra jou asseblief. Moet tog net nie weer begin rondvroetel met daardie pruik nie. Want dink jy ek doen dit vir die lekker, die ding is te groot vir my. Brackenjan, ek stel voor dat hy liewer hier wag hou vir veiligheidsredes. Ag, hoe saai, maar 'n mens moet seker maar saamwerk. U majesteit. Majesteit. En waaraan het ek hierdie onverwagse maar tog welkome besoek te danke, meneer? Majesteit, Brackenjan het goeie rede om te vermoed dat die plan wat die musketiers uitgewerk het om die hertog van Beiere geleide te doen, op een of ander manier by die vyand uitgekom het. Ek wil graag weet hoe jy dit uitgevind het. Sê vir my. U majesteit, ons was besig om voorbereidings te tref om die hertog van Beiere te gaan ontmoet en toe sien ons 'n gemaskerde man by 'n tafeltjie daar naby wat na ons gesprek sit te luister. Nou goed, vriende, luister nou mooi, dis hoe ons plan gaan verloop. Kon jy toe nie die identiteit van die geheimsinnige man vasstel nie? Ons kon hom ongelukkig nie ontmasker nie. Nou toe sê my, wie is jy? Identifiseer jouself. Hy het 'n venster ontsnap voordat ons hom kon keer. Wel, in daardie geval sal ons planne moet verander. Ons kan geen kanse wag nie. Dit is so vervelig, ek is dik vir die hele gedoente. Sê my ou vriend, hoe gaan dit met jou? Geniet jy nog die lewe? Dit lyk nie vir my so as ek na jou gesig kyk nie. Of is ek verkeerd? As jou ding nog toeval. Majesteit, ek smeek u om na Brackenjan te luister. Nou goed, praat gerus. Ek sal na jou luister. U majesteit, die plan wat ek in gedagte het werk so. Die kardinaal en sy wagte sal 'n hele rukkie voor ons vertrek. Ons sal hulle dan op 'n veilige afstand volg sonder om gesien te word en met ons formasie sal ons maklik die oorhand oor die vyand kan kry indien ons onverwags aangeval word. Ja, dit klink vir my na 'n goeie idee. Ek wens julle alle sterkte toe. U majesteit. Baie dankie dat u weer eens u vertroue in die musketier stel. Vriende, ek het julle gevra om hier te vergader sodat ons gesprek nie afgeluister kan word deur de Blombeck se spioene nie. Die veiligheid van Frankryk word bedreig en die koning se eer is op die spel. Dit is ons plig om op te tree en orde te herstel. Dit is my plan.
Ons volg die kardinaal se wagte op 'n veilige afstand en ons moet sorg dat die vyand nie bewus is van ons teenwoordigheid nie. In geval van 'n aanval gaan ons tot aksie oor en oorrompel hulle voordat hulle 'n kans kry om tot verhaal te kom. Hey, as julle gedink dat julle gaan sonder my hier wegry, dan maak julle 'n baie groot fout hoor. So maklik gaan julle nie van my ontslaa raak nie. Jy moet onthou dit gaan 'n baie gevaarlike opdrag wees. Ag, daai groot bek is skrikkie vir my afie. Onthou ook, ons weet nie waartoe ons te staan gaan kom nie. Ag, vriende, dit is daarom nou ook nie heeltemal so erg nie. Moenie vergeet nie, ons was al in baie erge situasies. Dit is die waarheid, Brakkanjan. Ons sal veg tot die einde. En ons sal oorwin. Aha. Een vir almal. En almal vir een. Ons ontmoet mekaar dan môre op die plein. Ek sal die kardinaal se wagte volg en sodra ek seker is hulle is uit Parys, sal ek terugkom en vir julle die teken gee om te vertrek. Wag daar vir my. Goed so, alles is gereed. Kom hier. Neem dit dringend vir Richelieu. Majesteit. Dis dringend. Ek ry dadelik. Ek het 'n brief vir sy eminensie kardinaal Richelieu. Dit is uiters dringend. Dis in orde, jy hoef jou nie te bekommer nie. Ek sal dit dadelik vir hom gee. Kom binne. 'n Boodskapper van die koning het dit sopas afgelewer. Goed, jy kan maar loop. Ek het jou getroef, Treville. Ek het vir jou 'n paar ekstra happe voer uitgehou, Roftie. Daar lê môre vir jou 'n baie lange gevaarlike pad voor. Hallo, papa, kyk wat graag. Nee, papa. Flippy, vleur, kom. Ja. Ag, maar hy is ook pretbederwer. Nou ja, kinders, die pret is voorloop. Vertrek teen dagbreek. Jy en jou manne sal as die hertog van Beieren se geleide optree. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, eminensie, ek sal vir alles sorg. Nee. Gelukkig het sy majesteit die waarde van my persoonlike wag betyds raak gesien. Weet jy meer, as jy jou lewe liefhet, sal jy sorg dat dinge die keer sonder haakplek verloop. Verstaan jy jou domkop? Goeiemôre, eminensie. Goeiemôre, meneer de Treville. Veels geluk, eminensie. Dis 'n groot eer wat u te beurt geval het om as geleide op te tree vir die koning se gaste. Min mense word met so 'n groot opdrag vertrou. Ja, die koning het 'n goeie besluit geneem.
Ek is bly die keuse het op u geval. Ek wens u alle sterkte toe daarmee. Eminensie. Ek wonder waarom die koning so besluit het. Hy's gewoonlik te hardkoppig om veranderinge te maak. Kom aan, vorm 2 rye, moenie van mekaar afdwaal nie. Julle tydsberekening is baie goed, vriende. Natuurlijk is het. Maar het lyk my nie ons kan dieselfde sê van Brackenjan nie. Het jy hom dalk gesien, Aramis? Nee, ek hoop tog net nie daar het iets met hom gebeur nie. Toe maar, daar kom hy nou. Okay. Is daar al nuus, Brackenjan? Richelieu se wagte het alreeds vertrek. Hulle is heel wat vroeër uit Parys uit weg as wat ons verwag het. Dit beteken ons kan nie langer hier rondsit nie. Maar ek ry so lank vooruit. Wees toch versigtig. As wie die maar jou sien, gaat hy begin skreeu. Ek kan dit nie verduur nie. Halt! Kom uit daar, wie jy ook al is. Het jy ook snaakse geluide uit daai bos hoor kom? Dit is vreemd. Die kardinaal se wagte begelei die gaste, in plaas van die musketiers. Af van die pere. Ja! Allee, dan wat doen we? Ja, ja, ja. Ja. Staan dood stil elkaar. Wie is jy en wie is daai klomp skurke? Hey, kom hier, kom bind die vent vas. Ja goed. Nee. Oh, no. Ag,
Meneer, ek is baie jammer oor die ongemaklike ervaring wat julle hier beleef het. Ek is bewus daarvan dat julle op pad was om 'n belangrike taak uit te voer. Ek het verneem julle moes 'n baie belangrike gas van die koning gaan ontvang. Moenie bekommerd wees nie. Ek en my manskap sal die taak namens julle verrig en ons sal goed vir hom sorg. Wie is jy? Ek is tog so jammer, ek kan nie my masker afhaal nie. Om die waarheid te sê, jy is in jou oë glo as jy sien wie ek is nie. Sluit hulle in 'n veilige plek, of moenie dat een van hulle wegkom nie. Luister goed julle man. Trek daai klomp se klere uit en trek dit vir julle aan. Onthou, julle is van nou af die kardinaal se wagte. Moenie laat die storie misluk nie. Meneer de Blambek het sy beplanning goed gedoen en hy het sy eerste oorwinning behaal. Hy en sy manskap is op pad om die hertog van Beieren te gaan ontmoet. In die volgende episode maak ons kennis met die hertog van Beieren wat Frankryk besoek. Die ontmoeting kan afstuur op 'n konfrontasie tussen de Blambek en Brakkanjan. Die vraag is net, sal Brakkanjan en sy geselskap daartoe in staat wees om die groot oormag waarteen hulle te staan gaan kom, te oorwin? Dit sal alles afhang of Brakkanjan en sy musketiers hulle beplanning goed genoeg gedoen het.